Dank u voor wat u voelt. Dank u voor die Ek het vanaand vir die diaken van Wyk om vir apostel Bekeer aan ons voor te stel. Wie apostel Bekeer eintlik is en van waar hy kom, kan ons Here lief geprys gee. Die baar is ons kan die Here ons wonderlike prys. Ons verwaar die teenwoordigheid van die Here is in ons midde, amen. En ons glo in die krag van die Here. Ons glo in die krag van God, amen. En as God se teenwoordigheid hier is, dan is, as hy hier is, dan het ons niks meer nodig, amen. En as ons hande by mekaar sit, en ek sit my hande by mekaar, amen, dan verwelkom ons leier, ons apostel, Anthony Isaac Bekeer, om die woord te bedien, halleluja. Die waar is ons kan beter doen. Ons verwelkom die man van die Here. Ek noem homself my Eli. Ek dien onder hom, maar dan, die is my leier. Die wat die ken, die geliefdes van die Here. Ons kan nog die Here so wonderlijke geseënde prys gee. Is onmiddellik vir die man. Geliefdes, terwyl ons so staan, ek het so 'n paar skrifte wat ek wil met u deel. Paar spesiaal. Kom lees vir ons. Prys die Here. Ons lees in Lukas 23, die 14 en die 15de versie. Terwyl ons so staan. 14 en 15de versie. Kom ons lees die heilige woord van die Here. Lukas 23. 14 en 15. Versie 14. En aan hulle is gesê, julle het hierdie man voor my gebring, as iemand wat die volk opgesweep het, om te rebelleer. Ek het hom voor julle oë ondervra, en ek het geen gronde gekry, vir die aanklag waarin julle hom beskuldig nie. Die 15de vers, Herodes het ook nie gronde gekry nie, want hy het hom teruggestuur na ons toe. Let ook daarop, Jesus het niks gedoen wat die doodstraf verdien nie. Ons lees Mattheus 26, 59 en 60. Mattheus 26,
63. Jesus. Mattheus 26:59. Die priesterhoofde, trouwens die hele Joodse raad, het vals getuienis teen Jesus probeer kry, wat tot sy doodstraf sou lei. En alhoewel baie hulle kom aanmeld, het om vals getuienis teen Jesus te gee, kon hulle geen afdoende getuienis teen hom kry. Eindelik het daar 2 gekom. Lees die 61ste vers. En getuig, hierdie man het besweer en beweer, ek kan die tempel afbreek en binne 3 dae weer opbou. Ons lees 27 net versie 24. Jammer die waardes, ons is nou klaar. 27 versie 24. Vers 24. Pilatus het gemerk dat dit hopeloos was en dat daar 'n oproer aan die kom was. Gevolglik het hy 'n skottel water laat kom en sy hande aanskoue van die skare gewas met die woorde: ek is onskuldig aan die dood van hierdie man. Dit is op julle rekening. Ons kan sit die waardes. Halleluja. Okay. O Heer, My God. ons prys U. Ons aanbid U. Oh, yes, Lord. Ons erken U. Ons waardeer. Ons voel eer. Ons gewaar U. Ons aanbid U. Ons loof U. Dis net Jy, Heer. Jesus. Oh my. Heer, ek prys U. Geweldige druk in die waarheid. Ek wil hierdie geleentheid gebruik om aan julle almal te groet. Ons vyfvoudige bediening in die verlossersnaam van Christus Jesus met hulle gade die breë kerk in sy volheid. Groet ek. Grote erkenning aan ons apostels, die visione, ons apostel Appies. Ek eer die man van die Here en ek dank U dat U my deel gemaak het van hierdie openbaring. Baie dankie apostel, die kerkraad, die kerk in geheel wil ek baie dankie sê vir die vertroue wat U in apostel Appies geneem het om ons hier op hierdie heilige grond die woord aan die kudde van die Here oor te dra. Ons prys die Here, ek dank die Here. Ek is so 'n bietjie teleurgestel in apostel Appies.
dat hy nou gisteraand waarlik waar een van my, prys die Here, halleluja, ons apostel Tolly toegelaat het om voor my te bedien. Ek sê aan myself, as hierdie saak van die Here competition was ek gisteraand uitgebou. Amen. 'n man van die Here in wie ek groot opsien. Prys die Here, baie dankie apostel vir die impak wat hy maak in ons lewens. Ons appreciate hom. Ek wil ook hierdie geleentheid gebruik om my hartse punt, die enigste vrou wat my knieë lam maak as ek na haar kyk, groet. Prys die Here en dankie sê dat hy so saam met my staan om hierdie sak te dryf. Ons is vanaand by weekbreek. Woensdag aand as weekbreek. Dat iemand langs jou sê, maar ons is by weekbreek. Ons is in die middag. Nou as jy die tema lees of hoor, sal jy hoor die tema sê Jesus die volmaakte offer. So ons is vanaand in die middel by die volmaakte. Gisteraand was Jesus in sy volheid voltooi. Gisteraand in die woord, die lied, die skrywer van die lied was dit bevestig, waar die skrywer sê, elke een behoort te weet wie Jesus is. En vir die wat nie weet nie, ons het gisteraand gehoor, hy was die laaste Adam. Dit wat in die eerste Adam misluk het, hy het weer sy mantel teruggevat. Prys die Here. Ai Vader, ek wil nie daarin gaan nie. Halleluja, die prediker het gisteraand vir ons oortuig dat die Ou Testament het aan die Nuwe Testament geoorhandig. By die oomblik toe die twee vroue by mekaar kom, die nuwe verbond en die ou verbond, toe die ou verbond se kind nie weet of sy nog lewe nie, maar die groet van die nuwe verbond toe submit. En hoe kan sê as die ou verbond, want sy pa as die priester uit die stam van Aaron. Ek het nie nodig om verder aan te gaan. Ons is, ek probeer heel tyd, die Here vra, vat my na die aan toe jy met die visie draer, toe jy op sy bed lê en jy deel met hom hierdie ding. Vat my in die droom in, wys my wat is die verborgde saak wat hier in lê. Oh yes. Ek weet nie hoekom het hy verkies om volmaak by te voeg. Hy kon net sê Jesus die offer. Maar hy vat vir volmaak en hy sit hom by. En as hy vir volmaak by sit, dit beteken daar kan geen ander een meer voor hom, na hom is nie. Hy is alleen. Oh yes. En hier kom die skrif. Lukas 23.
besoek. Waarop voor, om my so bietjie, voor Pilatus bring die gouverneur om sy volmaakheid te toets volgens hulle se wet. Pilatus sê, julle bring hierdie man, maar ek kyk in ons wet, ek soek in ons wet, maar ek sien, ek kry niks. Selfs nie in die aardse wet het hy gemisluk nie. Toe stuur ek aan my Herodes die koning toe. As daar iets is wat hierdie aardse wet en miskien wat ek miskien sal die koning dit optel. Dat iemand langs jou de vraag jy onthou jy die skrif sê jy moet tot op die aardse wette toch gehoorzaam. Is het gehoorzaam? Amen. Hy hier staan hy moet sy volmaaktheid word deur die aardse wet getoets. En Pilatus sê, ek kry niks nie. Ek kry niks. En met wie sit hy? Hy sit met die hoofpriesters, die ouderlinge, die kerk. En dan wonder jy nog tot vanaand toe, hoekom is die wêreld nie teen jou nie, maar die kerk is teen jou. As jy aan die wat nie, dan kom self van Jesus se tyd af, dit sal nooit verander nie. Jou vyand sal altyd saam met jou doen. Oh yes. Hallelujah. Pilatus sê, julle sien self, Herodes het hom teruggestuur. Herodes en Pilatus was vijandig. Weet julle wie is Herodes? Herodes is die een toe die wyse manne by hom kom. Hy wat 'n boodskap gestuur het, nooi die manne in. Sê hulle tog, as hulle weet, waar is die plek waar hy gebore is? Hulle moet ons sê, hierdie kant sê van die manne, ek hoor dat sy kind, ek hoor dat sy ander koning gebore. Kyk julle, elke geboorte wat plaasgevind het, elke seun maak hom dood, maar hulle kon hom nie kry nie. Hier bring sy vyand hom, en Herodes sê, ek het laat begeer om die man te sien. Die Bybel sê, sy begeerte was so groot, hy het gehoop, die Jesus kan 'n wonderwerk doen. Maar gister se woord sê, die profeet, nog voor Jesus gekruisig was, toe profeteer die profeet, dat hy sal soos 'n lam, en hy sal sy mond nie oopmaak nie. Herodes vra, wat het jy te sê? Hy is doodstil. Hy praat hier woord. Oh yes. Herodes sê, ek kry ook. Maar as hy, wat hom wou by sy geboorte doodgemaak het, maar nou erken hy, ek kry. Maar nou dat ek jou van nader ontmoet het, nou sien ek nou eers, jy sien hy een van
sy vyand. Die Bybel sê, ons is by volmaakheid. Herodes sê, vat hom terug. En die Bybel sê, van die dag af, was Pilatus en Herodes vriende. Het jy al gesien in ons goddelike lewe, mense wat vyandig was teenoor mekaar, jou slegte storie, maak hulle. Hy het nooit die huis geloop nie, maar toe hy hoor, jy voel ook soos hy. As jy nie wat dan nie, moet nie sleg voel daaroor nie, dat het hier. Nou as die aardse wet niks kry nie, nou kom Pilatus en hy sê vir die kerk, ek dink ons moet maar julle se wet inbring, die wet van Moses. Kom ons kruisig hom volgens julle se wet. En hulle roep, hulle soek getuienis, hulle soek, is daar niks, het julle niks, geef ons iets wat konkreet is, hulle kry nie, die wet van Moses, en praat van die volmaakte, hy bewys die openbaring hier, by die wette. En as ons by die wette is, dan maak opinies nie saak. Opinies kan jou nie skuldig vind nie, dat moet die wet is. Maar die wet van Moses sê, nee man, ons kry niks nie. Ons kry niks nie. Gehoor die baris, toe hulle niks kry nie, toe skop hierdie common sense, hy is die verkeerde woord, hierdie gewone ding, die maklike ding. Kom ons maak 'n valse ding. As hulle niks kry van jou nie. Dink iemand dan so sê, meneer worry oor hy valse storie. Halleluja! Dit is by volmaakt. As dit volmaakt het, wat valse kan wakker maak. Want hulle soek jou val, maar dat kan hulle nie kry nie. Nou moet hulle dan opmaak, wat hulle self nie. Hulle moet hulle self vals oortuig. En hulle sy eie valsheid moet hulle glo, sodat wanneer hulle voor die koning kom, of voor Pilatus kom, dat ze hulle verseker. Klink het bekend, geliefdes. Oh yes. Jou valse ding loop rond, hier in Jacobsdal. Jou valse ding maak toch die keierplekke so gemakkelijk. Jou valse storie maak die badier toch so lekker. Jou valse storie, nee man, dit lijkt van my, julle verstaan nie, waarvan praat ons? Oh yes. Sien, tel hom kom my so bietjie op. Dat weer iemand langs jou sê, julle sal niks kry nie. Here prys U. Gee hom so 'n high five. Sê moenie worry, moenie stress nie. Hulle sal niks. Hulle sal niks kry nie. Jy stress van nie.
volmaakheid bereik. En as jy nou daar is, nou moet ons iets opmaak. Want jy sien jou salwing, Here, of wat by die bid hier is, of wat by die jawa is. Nee man, ons kan nie die onder beheer kry. Hy is te geweldig. So kom ons maak het dan op. Dat ons op toch wat jou kan kyk, kan ons jou nie onder beheer kry. Ons onderzoek die waarheid of as het regtig Jesus wat met apostel Appies gepraat het of is het opgemaakt het. Selfs die valse getuienis is ook nie goed genoeg. Die Bybel sê en die barres julle maak my sien in die achter. Kom eens sit maar. Glory. Sal net nou daar kom. Toe die valse dan nie werk. Oh yes. Toe dryf hulle die dan wat gewoonlik werk. Die toi. Jy weet nie het waar toi dien. Maar jy is so vierbaar. Kijk vir 20 jaar terug het jy 'n probleem gehad. Dit nou nie 'n probleem. Maar die ooit jy opgestek is. Jy is opgestek. En toe hulle jou so opsteek, toe word jou kop warm. En als jou kop warm, jy kan jou nie kalm kry. Halleluja, die Bybel sê, en daar kom 'n oproep. En glo my apostel, as die saak nog by die kerk raak is, en hy nog nie gedraai na die opstekers toe, dan kan hy nog gered word. Maar as hy komplot praat, dan kan die kerk raak niks maak nie, want dan beteken het, as hulle nie die gemeente gehoor, luister nie, dan loop die kerk nie. En ons kan maar niemand van jou verloor. Maar ons verruil die waarheid om kerkmense by mekaar te hou, al weet ons, die dan is wat. Oh yes. Jesus. Dankie Here. Jy laat gesê, Oh yes. dankie apostel. Gestaan dat ons gehoor, Jesus en die waarde van die vrou herstel. Pilatus se vrou stuur 'n boodskap af. Toe sit hy, die gouverneur, op die stoel waar die hele hoofpriesters na die opmakers opgesteek is. Hy moet nou 'n verdik oor hierdie man se lewe uitspreek en die vrou. En weet jy, hoe is jou vrou geconnect met die volmaakte. Die vrou kry 'n gesig. En hy stuur die boodskap af. As sy man toe. Hy sê, my man, ek het heel nag, die engel was heel nag, het ek geworstel, en het droom, die man wat jy het, as rechtvaardig, moet jou nie betrokken maak, by onskuldige bloed. Pilatus sê, bring vir my die waskote, want selfs die wet van die aarde en die wet van Moses van niks teen hierdie man nie, ek gaan
skuldig maak aan onskuldige bloed. Ek wil hê jy moet jou sommer vanaand uit die storie uithaal. Staan net so 'n bietjie op en manifesteer jy. Ek haal my klaar uit die ding uit wat ek gehoor het van my broer, van my suster, van my pastoor, van my apostel. Ek was my hande. Ek maak my nie meer skuldig aan sy oorgawe. Ek maak my nie meer skuldig aan sy familie. Ek was Hallelujah. Ons wil nie meer kuier met sy dame. Ons is nie meer saam. Oh yes. Ek weet hier in Jakobsdal is daarom nie die gees. Daarom kan ek het vrywillig dit sê. Maar my nie weer met Suster Dinges sy naam kom besoek nie. My hande is skoon. My gees is skoon. My gemoed is skoon. Ek kyk die volmaakte. Ek strewe na volmaakheid. Ek kan my nie nog skuldig maak aan dinge wat ek geen. Hallelujah. Oh yes. Hierdie man, sê die vrou. En ons sit met manne Oh yes. wat sê, vrou, jy moet jou net ken. Vrou, jy praat te veel. Vrou, jy meng in keer plaats goed. Manne wat by jou kom aansluit sê, ek het by Apostel Tolly gedien, maar hy keer word bestuur van sy vrou. Oh yes. Maar as hulle net die geheim ken, daar is 'n vrou wat wakker, wat bedoeld, wat ingestel is. Hoe hy sy agterhoede van sy man, hy sien, as sy man, as hy 'n openbaring aan sy man gee, sy meng nie in nie, sy beskerm sy man se reg. Want die Bybel sê, die vrou is aan die man gegee as hulp, sy doen net haar werk om haar man as hulp. As jou vrou nie op hy vlak is nie, moet nie die ding draai nie. Oh. Kan ek het weer sê, as jou vrou nie op hy vlak is nie, moet nie die ding draai nie, hou hom by jou vrou. As jou vrou nie by in die saak gekoppel is aan die heiland nie, houd hy dan by jou vrou. Nee, hoe klink jy nou so asof ek judge? Ek is my volmaakheid. Ek is my volmaakheid. Pilatus was sy hande. En die vrou sê, hierdie man is regverdig. En hy was die conclusion van die hele volmaakheid. Regverdig. So regverdig die wet kon hom nie skuldig vind. Te regverdig vir die wet van Moses, te regverdig vir die aardse wet, te regverdig selfs vir die valse beskuldigings. En die profeet Jesaja 53 versie 11 sê, en my seun sal gepeinig word en hy sal die lig sien. Sy regverdigheid sal baie wat onregverdig is regverdig maak. Dit maak nie sin. Kan regverdigheid die prys betaal vir onregverdigheid? Regverdigheid kamer onregverdig. Dis terwille van regverdigheid
wat onregverdigheid genade kry. Halleluja. Halleluja. Genadebore hier uit regverdigheid vir die onregverdige. Daarom moet jy nie bekommerd is as daar soveel onregverdig is in jou kringe is omdat jy regverdig is en jou regverdigheid kan. Amen. Ek sluit af. Oh yes. Ek draai by gisterand waar hy vir Filippus sê, Filippus, as julle vir my gesien het, dan het julle my Vader gesien. Want my Vader is binne my. Ai, arme Filippus. Hy hoor, dis 'n direkte woord. Die Vader is binne my. Met ander woorde, as jy my sien, dan sien jy my Vader. Hy sê, Here, toon ons. Gisteraan sê die skrif, bly in my, soos ek in julle. Nee man, as die volmaakte in julle is, dan beteken het, jy swanger met volmaaktheid. En as jou volmaak as jy hom dra, dan beteken dit, halleluja, diezelfde valse beskuldigings, diezelfde spies deur die sy, diezelfde doringkroon, wat op sy hoof gesit is, jy sal dit deurgaan wat jy dra hom, halleluja, en omdat jy hom dra, word baie gereinig, terwille van jou teenwoordigheid, terwille van jou teenwoordigheid, gegewe, jou regverdig. Ons moet jy afsien. Kom ek maak 'n bietjie dieper kleer. Die offer word voltooi. Jesus is nou binne ons. Dit word bevestig by Job 1. Oh yes. Job 1. Die Bybel sê, ay apostel, ek weet hoekom met 'n mens altyd so lang preek. Hierdie ding is diep. En jy moet hom in sy diepte behaal. Ek wil hier vandaan loop dat ek hom nie volledig gegee. Job 1 sê, en daar was 'n man, Job, in die ooste. Hy was 'n vrome man. Hy was opreg. Hy het afgewyk van die kwaad af. Wat is die 4 dinge? Oh yes. Nou as jy vroom is en jy is opreg en jy het afgewyk van die kwaad af. Soek gou die Bybel uit, soek 4 dinge. Beteken dit net hy 4 alleen. Job is volledig, hy is op sy, hy is volmaak. En die Bybel sê, ek gaan nou nie oor Job preek, ek wil net sê, vir jy sê, wat beteken, wat kan vroom? En hy was afvaardig. Hy was Godvreesend. Nou as jy die 4 het, dat is 'n manier, wat kort jy, dit alles. En omdat hy Godvreesend was, het hy altyd, wanneer sy seuns by mekaar gekom het, so het hy God gevrees, het hy 'n offer gemaak, 'n brandoffer, vir as sy seuns miskien gesondig het, prys die Here. Maar selfs sy vrome, en sy opregtheid, sy Godvreesendheid, was genoeg om hierdie vlees van hom te breek, om aan Satan te wys, terwille van al hierdie 4
eienskappe. Daar's dit. En ons is onder die indruk, die mense wat in sonde lewe onder die straf. Nee, hy is te swak om gestraf te word. Kan jy my hoor? Hy is te swak om gestraf te word. Die straf kom na die volmaakte toe, sodat die volmaak, die straf wat op die volmaakte kom, kan genade gee aan die swakke, sodat hy hom kan intrek. Dit is hoekom sien jy, dat mense, al doen hy wat se tipe sonde, man, ek praat van 'n kind, wat hoeveel keer in drugs inbreek, en ou nagte loop, maar hy kom niks oor nie, want hy word gebeskerm en gekabe deur sy ma se opregtheid, deur sy pa se opregtheid, deur die kerk se opregtheid. Kom ons staan. Kom ons staan. Die moeilikste slagkrag van Satan op ons lewe is wanneer jy weet jy is onskuldig. Jy het niks fout gemaak, maar jy is skuldig verklaar. Die grootste slagkrag van Satan op ons lewens is dat jy dien die Here met alles, maar jy suffer. Nee, ons moet verstaan, is omdat jy volmaak is. Job vervloek die dag van sy geboorte, met die hoop dat hy kan sterwe, maar hy kan nie sterwe nie, because hy is te volmaak. Sommige van ons, wanneer die druk so geweldig word, dan voel jy, ag Here, ek wil 'n kerk nooit meer sien. Jy wil, daar is jou begeerte, maar as jy 'n lied hoor, jy hoor hom in die radio, dan loop jou trek. Halleluja. Sommige staan met die wynbottel in sy hand, dan hoor hy openlik die kant, de roze trane. Want sy volmaakte God roep hom so, en trek hom so in. Jy wil opgee, maar die ding wat binne in jou is, wil nie opgee. Jy wil plek, jy wil nie meer 'n profeet is nie, jy wil nie meer in die kerk dien nie, maar iets bly jou terugbring. As omdat jy 'n geestelike level bereik het, jy so naby volmaaktheid. Matteus 25:45, en julle moet strewe na volmaaktheid. Wanneer jy al hierdie druk op jou lewe voel, dit is omdat jy in die volmaakte troon instap. En die Bybel sê, toe sy vlees, sy sweet in bloeddruppels verander, toe vaardig die Vader 'n engel af om hom te versterk. En vanaand wil ek 'n uitnodiging maak, net om jou te versterk. As daar iemand is, ek bid vanaand vir niks anders, net om te versterk. Net om te versterk. So 2 minute nog oor. Ek bid vanaand vir niks anders, net om te versterk. Vir al die wat so vals beskuldig word, die wat so beledig word, die wat so minag word, die wat so afgebreek word, al ken hulle nie die waarheid nie. Ek is net gestuur om te versterk, want ons is nou in die troon van volmaaktheid. En ons moet versterk wees, terwyl ons al hierdie valse beskuldigings teen ons het. Ons moet dit nie eers oorweeg om op te gee, om te draai, om terug te draai nie. Ons
werk gekom. Ek is te naby heilig maak. Ek is te naby om my Vader en sy volk te ontmoet. Rabasatalabosele, Rikushete, Ribasaya, bring, toch kyk aan my sak, dan sy hoor en waas my seer. Ek is net hier, om die wat op die punt staan, om terug te draai, die wat al opgegeet, om weer terug te roep, om jou te versterk. Moenie van my skuldig ag, as jy nie deel geword het, van hierdie versterking. Apostel Connie, jammer pa, dat ek nou smaak net apostel se hand, so nat, met die olie. Sabba. En smeer jy net vir my elke een, touch hom net so bietjie, met die olie. En as jy hier staan, wil ek jy met jou oor toemaak, en jy moet alles sien wat aan jou gedoen is. As jy moet kom, as jy voel jy moet kom, kom gauw. Rabba, Saba, Rimokuse. Dat is net om jou te versterk. You've made it till here. You've made it. It wasn't easy, dit was nie makkelijk nie. Jy moes al dood gewees het, maar sy volmaak het. Hulle sit nou nog met ons spoor, maar hulle kan niks maak, want die is gecover. En vanavond is my opdracht wat ek ontvang het, om jou te versterk, sodat dit waarin jy vast is, dat jy losbreek. Kan ons net ons handen so oplig? Vader, hier is ons. Ons is nou hier. Here, ons weet nie hoe ons het gemaakt tot hier nie. Het was so moeilijk, so zwaar. Here, maar hier is ons nou. Ek roep aan die hemel. Ek roep aan die vuur van die aarde. Ek roep aan die engele wat afgevaardig is om die dooie bene te besoek. Die elke een opstaan van sy gebeente, sy voete, sy knie, sy enkels, sy heupe, sy borstpappe, sy rug, sy nek, sy kop, tot op die punt van sy vinger, sal kom versterk. Elke mag wat het recht gekry het om sy geest te breek, bestraf ek. Elke demonische orde wat het recht gekry het om die kind van God te breek, wil ek verbreek. Ek wil afsny te kanselleer. Apostel Appie sal vashou. Apostel, kom hier na my toe.
Ons ween so bietjie. Ribasene. Rikusene. Voel toch net hoe maak ik jou gezond. It's gonna be fine. You will rise again. Jy sal het weer maak. Jy sal weer sterk word. Jy sal weer soos 'n jong leeu sal jy pronk. Jy sal weer, Here, ek prys U, jou gewig sal weer gevoel word. Jou autoriteit sal weer teruggegee word. Vanaand herstel hy jou in sy volheid. Alles, almal wat opgegee het in die gawe wat God jou gegee het, sal weer kom terug hardloop van hierdie beskerming. Vader, enough is enough. Ons roep lewe terug. Ons roep herstelling terug. Ons salf hierdie moeder. Halleluja. Ons bid en mind is besoedel. Geen mag is groter as dit wat God binne haar geplaas het. Ek roep haar lewe terug. Ek roep haar kragte terug. Ek bestraf elke mag, elke siekte in die naam van Jesus. Elke demoniese gees, die bloed van Jesus. Ek bid vanaand die vuur van God. Ek bid vanaand die salwing van God. Ek bid vanaand die Heilige Gees om binne in haar te kom, om haar gebeendere hierdie liggaam, hierdie tempel te herstel. In die magtige naam van Jesus, ek bestraf, ek bestraf, ek bestraf, ek bestraf elke versteekte gees, ek bestraf elke versteekte demoon, ek bestraf elke towergees wat versteek is, ek bestraf dit en ek roep lewe terug. En ek verklaar, sy sal herstel wees. Geliefdes, may you be covered by His grace. Kyk vir my as ek kan. Ek wil jou woord gee. Moet jou nooit meer onderskat nie. Moet jou nooit meer minag nie. Moet nie meer toelaat dat die opinies van mense inbraak maak op jou God, op jou geestelike lewe nie. Jy is uniek. Jy kan nie soos anders wees nie. Die ding wat jy het, kan jy nie geleer word nie. Want as jy 'n mens wat dit aan jou gegee word, so 'n mens kan dit nie vir jou leer nie. Het kan alleenlik die geroepene van God as die engel, die apostel, en die leraar en die vyfvoudige bediening wat jou kan aanvul, maar jou geestelike gawe maak weer van vanaand af hernie die verbond met jou gees. Die opinies van mense het jou al so gebreek dat jy weet nie meer wat om te doen nie. Jy weet nie meer wat om te wees nie. Want elke ding wat jy doen word nie so gedoen nie. Maar jou uniekheid. Jou uniekheid. Anders wil ek jy moet wees. Hoe kan jy nou so vreesachtig is? Terwyl het vanaand jou volmaaktheid is. Wat jou kom haal het. Jy lewe 'n geestelike lewe van confusion. Want daar so baie opinies oor jou lewe. Daar
so baie gesigte wat na jou toe kom. Jy ken nie eens meer die stem van die Here nie, want jy hoor, jy is te betrokke. Wat is jou koning? Kom ons sluit ons oor. Wie is jy? Wie is jy? Reg. Stap vanaand terug en dit wat God jou gegee het by jou geboorte. Apostel, moet ek afsluit? Ek wil afsluit deur te sê, onthou jy Jeremia 1 versie 4, nog voor jy is lankal geroep, geken. Toe jy in die skoot van jou moeder was, toe word jy geheilig. En vanaand staan jy hier, soveel dans oor jouself. Jy voel so minderwaardig. Jy meet jouself met jou klere drag, bepaal nie. Ek los hier die profetiese woord. Gaan en wees jouself. En leef. Leef uit. 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 Manami lamati. Manami keer nie. Manami peer nie. As van keer wat jy so swak geword het. As van jouself limit wat jy so swak is. Excuse nog apostel, ek wil nie so ver gaan nie, maar ek voel my gees wil nog met u vol praat. Deel met ons. Staan. Dankie Seer. Staan. En jou eie. En as jy jouself opgegee het, gaan terug na Jeremia 1 toe. Daar sal jy jou vind. Dankie Here. Kan ek afsluit deur te sê apostel? Die leiers, die kerk. Ek like wat apostel, wat profet, dokter Oman genoem het, toeval het in my gees van is waar. Die sap van die man is besig om te val. Want die kerk verwag te veel van die manne van God af. As hy my sal toelaat, kan ek net so 'n bietjie olie. So 'n bietjie olie. As daar 'n man van God hier is, wil hy net so 'n bietjie inkom. Ek is nie in competitie met niemand. Ek wil net weer die gekiestes. Oh yes. Ek gaan sit geliefdes die wat gereed is. Ek wil net die gekiestes, die gesalfdes, die raad, die apostels, die pastoor, die diakens, is nie omdat ek beter is nie, is my aanvul. Is my aanvul. Toch ek voel ook om hier te staan. Weet hoekom is die kerk so leeg van leierskap? Van die kerk. Die Bybel sê, hierdie gemeente sal predikers soek wat hulle gewete sis. En as jy nie kan sê gewete sis nie, dan qualify jy nie. Dan word jy nie die favorite. Maar ek voel vanaand
net om te bevestig dat wat aan die gegee is. Nee, ek dwang uit die sê die woord. Maar ek genade uit. Nie het gevank het of gevleit het. Halleluja! Van God het. Wil ek bevestig. Ek wil het net beëdig. Wil het net beëdig. Beëdig dit. Vader, ons represent die lichaam van God. Die vyfvoudige bediening wat gebreek is tot op sy wortel. Staan vanaand in. Ons vra dat hierdie gebreekte stukkies weer optel en weer by mekaar sit. Dat ons weer van vanaand af in sy volmaaktheid, die volmaakte woord sal uitgee in die magtige naam van Jesus. Amen. Die Here seën sy woord. Oh yes. Glory be to Jesus. Halleluja. Die baras ons met die einde vanaand se diens. En ons wil die seën uitspreek. Oh yes. En hy is toe gaan. Oh yes. Ons is by die volmaakte offer. En elke aand is die uitgesoek is het verduidelik. En elkeen sy eie verduideliking aangaande die offer. En as ons huis toe gaan, verkoop hierdie woord ons denke so. Dan lyk het vir my amper ons kan so week na so trek, maar ons verstaan. Kom ons staan, geliefdes. Ons vra vanaand ons Here Duda, die Here dankie dat sy die seën uit te spreek. Spesiaal vir my vandag 'n boodskap gestuur en gesê, ek bid vir die dienste. Oh yes. Het so goed gevoel. Hoe sê ek bid vir die dienste en ek bid vir jou ook. Dankie Here. Kom ons vang die seën van die Here. Nou mag die genade van God, die liefde van Christus, die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees met ons bly van nou af tot in alle ewigheid. Bly met ons, wat bly en gaan met ons. Dis my spreek in die naam van die Seun en die Heilige Gees. Amen.